Kom ons word stil voor die Here. Die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien en sy ooglede toets die mensekinders. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre en ons erken dat hy op sy troon is in die hemel, soos wat hy ook vanmôre vir ons gesê het. En ons sing gesang 18, ons gaan dit 2 keer deur sing, Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning, U is die Alfa en die Omega, daarom sing ons, Halleluja. Kom ons staan en sing ons dit in aanbidding, tot lof van die Here 2 keer deur. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is uit 1 Konings hoofstuk 18. Jy kan die Bybels oopmaak. Ons gaan eers saam lees en na die prediking luister. Daarna die wet en die geloofsbelijdenis. So, jy kan die Bybels oopmaak by 1 Konings hoofstuk 18. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees, maar ek gaan sekere gedeeltes maar weer 'n bietjie net oorslaan en verkort terwille van die lengte van die gedeelte, omdat dit 'n redelike lang hoofstuk is. Maar dit is 'n bekende gedeelte in die Bybel, Elia en die profete van Baal. Ons lees vanaf die eerste vers. En geruime tyd daarna het die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan sal ek reën gee op die aarde. En Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon, en die hongersnood was swaar in Samaria. Toe laat Agab Obadja, wat oor die paleis was, roep, en Obadja het die Here baie vrees, want toe Jezebel die profete van die Here uitgeroei het, het Obadja 100
profete geneem en hulle 50 by 50 man in 'n spilonk weggesteek. En hulle met brood en water onderhou. En Agab het vir Obadja gesê, trek deur die land, na al die waterfonteine en na al die spruite, miskien sal ons gras kry, sodat ons die perde en muile in die lewe kan hou, en van die vee nie hoef uit te roei nie. En hulle het die land onder mekaar verdeel, en om dit deur te trek, Agab het afsonderlik met die een pad getrek, en Obadja het afsonderlik met 'n ander pad getrek. Terwyl Obadja op pad was, kom Elia hom met eens tegemoet, en toe hy hom herken, val hy op sy aangesig en vra, is dit u, my heer Elia? En hy sê, dit is ek. Gaan sê aan jou heer, Elia is daar. En dan volg daar nou 'n gesprek tussen Obadja en Elia, want Obadja is nie baie opgewonde om die nuus te gaan oordra aan Agab nie, want hy weet Agab wil eintlik vir Elia doodmaak, en hy is bang sy lewe gaan ook in gevaar kom as hy dit doen. Maar uiteindelik doen hy wat Elia vir hom sê, en hy gaan sê vir Agab, en dan lees ons van vers 17 af. En toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou beroerder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat en agter die Baals aangeloop het. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaar kom op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Ashera, wat aan die tafel van Isebel eet. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Maar laat hulle vir ons 2 bulle gee. Dan kan hulle vir al 1 bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak. En ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle 1 bul uit en maak dit eers gereed, want julle is die meeste. En roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. En hulle die bul wat hy hulle gegee het geneem en dit gereed gemaak, en die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het, en toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos 'n God. Hy is seker in gepeins, of hy het hom seker afgesonder, of hy is seker op reis. Miskien slaap hy en moet wakker word. En hulle het hard geroep en hulle self volgens hulle gebruik met swaarde en spiese stikkend gekerwe tot die bloed op hulle uitgespuit het. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word. Geliefdes, dit is die woord van die Here. Ons teksvers by die bediening van die woord vanmôre is vers 21. As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Dan, broers en susters, wil ek graag ook vir u voorhou die Heidelbergse Katekismus vanoggend, vraag en antwoord 123, waarby ons ook in die prediking gaan stil staan. Vraag 123 gaan oor die Onse Vader se tweede bede. Wat is die tweede bede? Die antwoord, laat u koninkryk kom. Dit is, met ander woorde, dit beteken, regeer so deur die woord en u gees, dat ons, hoe langer hoe meer,
ons aan U onderwerp, bewaar en vermeerder U kerk, vernietig die werke van die duiwel en alle mag wat hom teen U verhef, en verder ook alle bose planne wat teen U heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van U ryk kom, waarin U alles sal wees in almal. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons vanmôre voor U stil word, dan is dit wonderlik dat ons hier voor U koningstroon kan kom staan en U kan bely as die lewende God, die heilige wat op die troon sit, die een wat in heerlikheid oor U skepping regeer en wat voorsien. Ons leef in 'n wêreld, Here, wat nie hierdie koningskap erken nie. Ons leef in 'n wêreld waarin die nasies woel en nietige dinge teen U bedink. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. En hulle maak planne en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hulle wil nie onder U heerskappy staan nie. Hulle wil nie U koningskap erken nie. Maar ons weet, Here, dat U wat in die hemel woon, U lag vir hulle. Die Here spot met hulle. Ja, Here, U sal hulle aanspreek in U toorn en in U grimmigheid sal U hulle verskrik. U sal verklaar, ek tog het my koning gesalf oor Sion, oor my heilige berg. En daarom, Here, wil ons ook vertel van hierdie besluit van U, dat die Here aan ons gesê het, en dat die Here aan sy seun gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En U het hom opgehef, Here. U het U seun Jesus Christus na hierdie aarde gestuur, sodat hy vir ons sondes kon sterf, maar sodat hy ook uit die dood uit opgestaan het en ons kan lewe. En deur hom verpletter U U vyande met 'n uitsterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. En daarom, Here, is dit ons opdrag om die konings van die aarde op te roep om verstandig te wees en hulle te waarsku. Dis ons opdrag om die regters van die aarde tot inkeer te roep. En vir hulle te sê, wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want welgeluksalig is dit om by hom te skuil. Ons skuil ook vanmôre by U, Here. Ons skuil onder die vleuels van U ewige koningskap en U heerskappy. Dankie dat U deur die woord en deur U Gees regeer, en daarom mag ons ook vra vanmôre dat U Gees kragtig in hierdie gemeente sal werk en ook deur die prediking ons harte sal aanraak en hierdie teks vir ons sal oopbreek in Jesus se naam. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wat vra ons wanneer ons bid, laat U koninkryk kom? Die meeste van ons sal antwoord, ons bid vir die wederkoms. Dit is natuurlik inderdaad een van die dinge waarvoor ons bid wanneer ons die tweede bede bid, maar dis nie al waarvoor ons vra nie. Die Heidelbergse Katekismes vraag en antwoord 123 leer ons dat ons in hierdie bede baie meer vra as net dat daar 'n toekomstige koninkryk wat met die wederkoms sal aanbreek, gevestig sal word. Ons bid nie met hierdie woorde, laat U koninkryk kom, dat die koninkryk eers eendag sal aanbreek nie. Ons bid dat die koninkryk nou reeds sal aanbreek.
Die basiese vertrekpunt van hierdie tweede bede in die Onse Vader is dat Christus nie eers eendag koning sal wees nie, maar dat hy nou reeds koning is. Dit is belangrik want ons is geneig om baie toekomsgerig oor Christus se koningskap te dink en partykeer ook baie geestelik oor sy koningskap te dink, asof sy koningskap iets is wat daar in die hemel is, iets wat hy hier in die geestelike realm uitvoer, iets wat hier in my hart dalk gebeur, dit is ook dit, maar dis nie net dit nie, dis baie meer konkreet as dit, en dit word in hierdie gedeelte vir ons baie duidelik gemaak. Verlede week of die afgelope week het ons hemelvaart gevier. En baie Christene beperk die betekenis van hemelvaart tot die historiese aspek van die dag. Dit is iets wat gebeur het, is iets wat ons onthou, ons herdenk dit maar net, daarom kom ons bymekaar. Ons luister na 'n erediens of na 'n preek en so een keer 'n jaar preek die dominee oor die hemelvaart van Jesus. Die vraag is egter of dit wat op daardie dag gebeur het nie veronderstel is om 'n groter impak op ons lewens te hê nie. As hemelvaart dan is wat ons bely dit is, naamlik die troonbestygingsgeleentheid van Jesus Christus, dan beteken dit mos hy is reeds koning, nie waar nie. Hy staan nie daar en wag totdat die wederkoms aanbreek en dan sal hy op die troon gaan sit nie. Hy is reeds koning. En as hy reeds koning is, hoe beïnvloed dit my lewe hier op aarde? Hoe beïnvloed dit my uitkyk op die lewe? Hoe raak dit my optrede wanneer ek agterkom sy koningskap word nie rondom my erken nie en selfs uitgedaag? Wat doen ek dan as ek sê hy sit op die troon? Vanoggend kom wys God vir ons op die verband tussen dit wat op die berg Karmel gebeur het en dit wat op die Olyfberg gebeur het. Ons tema, Christus se magsopenbaring lei tot magserkenning. Ons gaan hierdie tema aan 3 punte bespreek. Eerstens gaan ons kyk na die magstryd wat daar is, tweedens na Christus en God se magsopenbaring en derdens na die magserkenning. Magstryd, magsopenbaring, magserkenning. Wanneer mense hierdie geskiedenis lees, geliefdes, is jy baie bewus van die onderliggende spanning wat daar in hierdie gedeelte is. In vers 1 lees ons dat die Here sê dat hy reën sal gee. Nou onder normale omstandighede sou so 'n uitspraak van die Here eintlik maar net na 'n doodgewone belofte geklink het, ek sal reën gee. Maar as 'n mens 'n bietjie terugblaai in die vorige hoofstukke van 1 Konings, dan kom jy agter dat dinge nou al vir 'n hele klompie jare nie lekker is in die Noordryk waar Agab en Isebel die septer swaai nie. En dat die Here besig is om sy oordeel oor die volk te voltrek deurdat hy reën van hulle weerhou het. Vir 3 jaar lank al reën dit nie. In vers 5 lees ons dat Agab en Obadja byvoorbeeld op soek is na weiding vir die perde en die muile. Hulle trek die land deur. Ons kom egter ook agter dat daar spanning tussen sekere persone is. Elia kom Obadja teen en hy sê hom aan, hy sê, hoor hierso, Obadja, gaan sê net 'n bietjie vir daai baas van jou, ek wil hom bietjie sien. Gaan sê vir koning Agab, jy het my gekry, want onthou, Elia het hom 'n tyd lank onttrek. Hy was vir 'n tyd lank weggesteek gewees, toe Agab hom wou doodmaak. Die Here het vir hom gesorg, en nou kom hy tevore. Obadja se reaksie sê ook vir ons iets van die spanning, want Obadja is versigtig. Obadja wil nie sommer net vir Agab gaan sê nie, want hy is bang wat gaan met hom gebeur. Maar uiteindelik oortuig Elia om vir Agab te gaan sê. En wat ons verder lees, wat ook vir ons 'n aanduiding gee dat daar spanning was, is hierdie opmerking wat daar gemaak word dat Obadja die Here gevrees het
en 100 profete van God in 'n grot weggesteek het. So Obadja was in die stilligheid eintlik besig om Agab en Isebel se koningskap te ondermyn, maar hy was 'n paleisamptenaar gewees. Hy was die hoof van die paleis in die koninklike wag van die Here, as mense dit so wil stel. Nou waaroor het hierdie spanning gegaan? Agab en die bose koningin Isebel met hulle magsbeheptheid was in 'n stryd gewikkel met Elia, die profeet van God. En dit was ten diepste 'n magstryd, 'n stryd om die troon. Die lewende God van Israel se mag is deur die goddelose optrede van Agab en Isebel uitgedaag, want hulle het nie sy koningskap erken nie. Hulle het van die wet van die Here vergeet, lees ons. En hulle wou deur magsvergrype hulle mag bo God se mag gestel het. En wat hierdie magstryd verder beklemtoon, was die Baal godsdiens wat deur Isebel se toedoen in die Noordryk ingestel is. Baal was die vrugbaarheidsgod gewees van die Kanaaniete. En hierdie godsdiens het natuurlik 'n inherente aantrekkingskrag in hom gehad. Daar was sekere dinge wat mense baie van gehou het, want as hy regtig 'n god was, dan het hy dinge gegee wat hulle baie graag wou gehad het. Dit was eerstens die godsdiens van die koninklike paleis. So ons kan sê, dit was die staatsgodsdiens gewees. En as jy dalk nou in die goeie boekies van die koning en die koningin wou gewees het, en miskien 'n staatskontrak of 2 wou gehad het, dan sou jy dalk nou nie sommer net in die koning se godsdiens ingegaan het nie waar nie. Dit was 'n godsdiens met 'n ondertoon van relevantie, want dit het gelyk of dit 'n onderliggende behoefte kan aanspreek. Baal was immers die god gewees van storms en vrugbaarheid. Daar is geglo dat hy die een is wat weerlig en vuur en reën uitstuur. Dat hy graan en wyn en koring voorsien en olie gee. Hy kan dooies lewend maak en siekes gesond maak. En belangrik, hy is die een wat gesorg het dat jy 'n nageslag het. En laastens was daar ook 'n sensuele aantrekkingskrag aan hierdie godsdiens. Want as 'n vrugbaarheidsgod is seksuele losbandigheid deur tempelprostitusie geheilig. Broers en susters, wat ons in hierdie gedeelte moet raak sien, is dat hierdie magstryd nie uniek was net tot die tyd van Elia nie. Dis nie die eerste of die enigste keer in die geskiedenis wat ons van hierdie magstryd hoor nie, of daarvan lees nie. Dis die stryd van die eeue. Dis die stryd waarin die hele kosmos gewikkel is. Die stryd tussen lig en duisternis. Die stryd om die troon. Dinge mag dalk in ons tyd anders lyk, maar die stryd bly dieselfde. Die stryd is steeds daar. Dit gaan ten diepste oor die vraag, wie is God? Wie sit op die troon? Wie regeer? Na wie moet ons luister? Wie is in beheer? Hierdie magstryd lyk in 'n sekere sin steeds dieselfde. Ons moet net mooi genoeg kyk, dan gaan ons al die eienskappe sien wat ons in Elia se tyd gesien het. In Israel se tyd, broers en susters, moet ons raak sien, Baal was nie die eintlike teestander van God nie. Die staat was. Agab en Isebel is die koningshuis, dis die staat. Dit was hulle wat veronderstel was om God se heerskappy te bedien aan die volk. Maar wat doen hulle? Hulle doen wat die slang vir Adam en Eva gee. Julle sal soos God wees. Hulle wil nie net sy heerskappy bedien nie, hulle wil God wees. Dis 'n rol wat die staat homself steeds toeëien en wat mense soms gelate aanvaar.
Baie mense beskou die staat as 'n soort verlosser. Die staat moet oplossings vir ons probleme gee. Die staat moet sorg vir ons veiligheid. Die staat moet vir ons geld gee sodat ons kan gaan kos koop. Die staat moet vir ons sê wat is reg en wat is verkeerd, sodat ons kan weet wat is aanvaarbaar en wat nie. En mense bevraagteken nie maklik die staat nie. En die staat laat dit ook nie sommer toe nie. In die proses maak hulle wette wat nie noodwendig reg is nie. Hulle heilig tempelprostitusie. En as jy durf waag om dit teen te gaan, dan daag jy hulle gesag uit. Die staat lyk natuurlik baie keer baie verdraagsaam. Die staat gee baie keer godsdienstvryheid. Staan op die wetsboeke geskrywe. Maar sonder dat ons dit besef, neem hulle, selfs wat godsdienstvryheid betref, 'n magsposisie in ons lewens en in die samelewing in wat hulle nie toekom nie. Hulle gee godsdienstvryheid, maar hulle bepaal toenemend hoe jy daardie vryheid mag uitleef. Dit is nie 'n ongekontroleerde vryheid nie, of 'n onbeperkte vryheid nie. As die waardes van die Christelike godsdiens met die idees van die staat bots, dan geld wat die staat sê. Of hoe sal ons staat sê? Dan geld die oppergesag van die grondwet. Het jy al daardie uitdrukking gehoor? Die oppergesag van die grondwet. Daar is dus verdraagsaamheid, maar net solank as wat jy die staat se ideologie en die staat se standpunte verdra en dit nie teëgaan nie. Dit strek natuurlik verder as dit, want die staat stel hom nie net aan as beskermheer nie, maar ook as die hoogste norm van wat is reg en wat is verkeerd, hoogste morele standaard. En daarom bepaal die staat in 'n sekere sin tot 'n groot mate die inhoud van dinge wat baie keer geestelike begrippe is. Dink aan konsepte soos liefde, geregtigheid, vryheid, vergifnis, die huwelik, geslagtelikheid. En as ons seker nog 'n klompie kom bysê. As God in sy woord vir ons leer dat dit liefdevol is om mekaar te vermaan en mekaar se sondes uit te wys in ons vermaaning, dan kom die staat en sê, nee, julle verstaan liefde verkeerd. Liefde beteken om mekaar nie te veroordeel nie, maar elkeen te gun om homself te wees en om homself uit te leef. Dis eintlik liefde. Geregtigheid vir die staat, veral in Suid-Afrika, beteken nie om reg te wees voor God se aangesig en reg te wees met my naaste nie. Geregtigheid in Suid-Afrika word deur middel van wetgewing so swart ekonomiese bemagtiging en die herverdeling van rykdom gedefinieer en sê dit is geregtigheid. Dis wat dit beteken om reg te wees met mekaar. Die definisie van die huwelik word herskryf om alle geslagte in te sluit. En geslagtelikheid se definisie word uitgebrei met 'n lys so lank as die alfabet self. Vryheid vir die staat beteken nie dat jy oor jouself en oor jou eie sake onder die heerskappy van God mag besluit nie, maar dat jy die vryheid het om in die hoekie wat die staat vir jou gee rond te beweeg. In 'n sin, broers en susters, woed hierdie magstryd ook in ons geestelike lewens. Baalgodsdiens mag dalk vir ons na uitgediende antieke godsdiens lyk, maar is baie keer
spring lewendig in 'n moderne baadjie. Is dit nie vir u opvallend? Dit wat die Baal-profete doen om Baal se aandag te trek nie. Is daar nie vir u ooreenkomste met sekere forme van godsdiens en selfs Christendom wat ons vandag sien nie? Hulle is amper fanaties in hulle optrede en hulle het 'n klomp rituele en 'n klomp dinge wat hulle moet doen, want anders gaan Baal nie na hulle luister nie. Maar ten diepste is hierdie godsdienstige optrede net daarop gemik om die God wat ons sê ons aanbid tevrede te stel. Hoekom? Sodat hy vir ons voorspoed kan gee. Want dis wat Baal gedoen het. Baal het gesorg vir voorspoed. Ek het hom aanbid sodat hy vir my voorspoedig kan maak. Dan praat ons nie eens van die feit dat ons nie altyd bereid is om beheer van ons eie lewens volledig aan God af te staan nie. Ons wil God dien, maar net so ver as wat ek daarvan hou. En soos Israel, hinker ons dikwels op twee gedagtes. Geliefdes, dit is te midde van hierdie magstryd, dat die een wat reeds op die troon is, sy mag openbaar. In 1 Konings 18 word hierdie magstryd op die spits gedryf. God het dit natuurlik so beplan, leer ons uit vers 1, as hy vir Elia sê, ek wil dit laat reën op die aarde. Hy sê nie net dit vir hom, om hom tevrede te stel en te sê, julle hoef nou nie meer bekommerd te wees, hy sê, ek het 'n plan, ek wil dit laat reën. Maar God kon dit nie net laat reën het, sonder om eers sy mag bekend te maak, en sy identiteit te bewys as die almagtige, lewende God, wat oor alles en almal regeer nie. Want as hy dit net laat reën het, dan die Baal-priesters maar net gesê, sien julle, Baal het uiteindelik na ons gebede geluister en vir ons reën gestuur. Elia het hom vir 'n tyd lank skaars gehou, en droogte toegeneem, maar toe die tyd aanbreek om te wys wie waarlik op die troon sit, laat Elia vir Agab weet, ek kry jou op Karmel. En soos 'n tipiese boelie, broers en susters, wat met magsvertoon probeer intimideer, daag die 450 profete van Baal en die 400 profete van Ashera op Karmel, saam met die hele volk op. Maar God laat hom nie intimideer nie. Hy het net een getroue profeet nodig, want die mag behoort reeds aan hom. Hy was vir geen oomblik nie in beheer nie. En ten spyte van hulle getalle, en ten spyte daarvan dat hulle so vol bravade blyk te wees, kom jy agter hoe verder jy lees, hoe dat die paniek al meer onder hulle begin intree. Die uitdaging is eenvoudig. As Baal God is, as hy koning is, laat hy dit wys. Laat hy dit bewys. Ons bou 2 altare, elkeen van ons sit 'n bees op elke altaar, met hou daarop, mag dit nie vuur maak nie, mag nie vuur aansteek nie. En die een wie se God met vuur antwoord, hy sal God wees. Onthou, Baal is nou die God van vuur. So, Elia speel nog so 'n bietjie in die hand van die Baal-profete ook. En geliefdes, ten spyte van Agab en die Baal-priesters se tuisveld voordeel, ten spyte daarvan dat hulle Baal van die môre tot die middag toe aangeroep het en hulle toewyding aan hom probeer bewys het deur fanaties op en af te spring en hulle stel stukke te sny, is die stilte oorverdowend. Daar's nie 'n antwoord nie. Elia begin met hulle spot. Sê julle sal moet harder roep, ek dink hy hoor julle. Miskien is hy nie nou hier nie. Miskien het hy gereis, miskien slaap hy bietjie. Skree, roep hom. En dan sien ons hulle reageer daarop, hulle gaan nog erger te kere. Die Baal-profete en hulle volgelinge
word daar in die openbaar selfs meer verneder as wat enige iemand nog ooit in die Withuis verneder was. En dan is dit Elia se beurt. Interessant genoeg, ek weet nie of jy dit raak gelees het nie, hy bou nie 'n nuwe altaar nie. Daar was 'n altaar. En dit sê vir ons iets van die geestelike situasie van die volk. Hulle het God gedien. Hy lê stikkend en Elia maak hierdie altaar reg. Hy rig hierdie altaar op deur 12 klippe te gebruik om hierdie altaar te bou. 12 stene verteenwoordig die 12 stamme van Israel. Ons moet verstaan, Elia is besig om meer as een ding gelyktydig te doen, broers en susters. Hy is in die eerste plek besig om die Baal godsdienst te ontbloot, maar hy is ook besig om die volk oor hulle sonde aan te spreek. Sonder om 'n woord vir hulle te sê, net deur wat hy doen, sê hy vir hulle, julle was verkeerd. Hy vat 12 stene wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig, maar daar is net 10 stamme daar, want dit is die noordelike koninkryk. En hy sê vir hulle, hierdie verskeurdheid onder die volk van die Here is sonde. Dit hoort nie so nie. Julle behoort onder een koning te staan. En deur die bestaande altaar te herstel, wys hy ook vir die volk dat hulle oortree het. Hy sê, julle verhouding met God is so stikkend soos hierdie altaar. Daar moet 'n offer wees. Daar moet versoening wees vir dit wat julle doen en wat julle verkeerd gedoen het. Daarom plaas hy die offer op die altaar en hy laat dit nat gooi 3 keer. In vers 37 lees ons dat hy ernstig gebid het en uitgeroep het, antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is. Elia was besig om die tweede bede van die Onse Vader te bid. Laat U koninkryk kom. Bewys U koningskap. God antwoord met vuur uit die hemel, wat die offer volledig verteer. Hy bewys dat hy en nie Baal nie beheer het oor die natuur. Hy beheer die weerlig, hy beheer die vuur, hy is op die troon, hy is koning, hy regeer. Maar hy bewys terselfdertyd ook genade aan sy volk. Want dit wat hier voor hulle oë gebeur het, broers en susters, is nie die eerste keer dat hulle dit gesien het nie. Ons lees op meer as een plek en spesifiek by 2 baie besonderse geleenthede, dat die Here self die offer aan die brand gesteek het om te wys hy is daarmee tevrede. Die inwyding van die tabernakel in die tempel. Die Here sê, ek aanvaar julle brandoffer. Wat is die verband met hemelvaart? Op Golgotha staan die altaar waarop die volmaakte offer geoffer is. Jesus Christus. Hy het homself volledig daar gaan neerlê. Hy word deur die vuur van God se oordeel verteer en op die 3de dag staan hy uit die dood uit op. Kort voor sy hemelvaart verklaar hy, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dan vaar hy op na die hemel om sy plek op die troon aan die regterhand van die Vader in te neem. Hier by die berg Karmel bevestig God nie sy koningskap deur vuur alleen nie, maar ook deur 'n wolk. Elia stuur sy dienaar 7 maal om te gaan kyk of hy al iets sien, en hy kom uiteindelik terug en hy sê, ek sien 'n wolk so groot soos 'n man se vuis, of sy hand. Elia se boodskap aan Agab, jy moet opskud, jy gaan nat reën. En hier by Karmel en later by die Olyfberg gebruik God 'n wolk om sy koningskap te bevestig. Met een
stuur hy reën en sê ek regeer, ek voorsien. En met die ander wolk gebruik hy om die koning van die konings na sy troon toe weg te voer, van waar hy sal regeer, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Hierdie magsopenbaring, broers en susters, lei uiteindelik tot magserkenning. Wanneer Elia in vers 21 die volk voor die keuse tussen Jahwe en Baal stel, is dit nie net 'n kognitiewe keuse nie. So, dis nie net iets wat hulle in hulle koppe moet, 'n oefening in hulle koppe. Wie kies jy? Ek kies daai of ek kies daai ene nie. Dis 'n keuse wat 'n ingrypende invloed op hulle lewens het. Hoor mooi, hoe sê hy vir die volk? Hy sê, as die Here God is, volg hom na. Volg hom na. Erkenning van God se heerskappy en uiteindelik van Jesus Christus se koningskap, geliefdes, is direk aan disippelskap gekoppel. En hierdeur wil Elia vir ons herinner, jy kan nie God se heerskappy en sy koningskap erken sonder dat dit jou lewe dramaties beïnvloed nie. As ons hemelvaart erken vir wat dit is, God se magsopenbaring, Christus se troonbestuiging, dan behoort ons ook soos Israel op ons aangesig neer te val en te bely, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Ware disippelskap vra van ons om nie net Christus se koningskap met ons lippe te bely nie, maar dat ons hom ook sal volg in ons gehoorsaamheid. Dit vra dat hy al meer koning van my lewe, koning van die kerk, koning van my samelewing sal wees. Dat sy wil en nie my wil nie, sal geld. As ek sy koningskap erken, as ek bely en sê, U is God, dan vra dit van my, identifiseer nou daardie dinge wat jou aandag verdeel, wat jou loyaliteite verdeel, en maak hulle dood, soos wat die profete van Baal doodgemaak is. Dalk is dit jou vriende, dalk is dit jou ambisie, dalk is dit die tydsgees wat vir jou leer, sekere dinge is maar aanvaarbaar, daarom is dit selfs in die kerk aanvaarbaar. Die vraag is nie meer, wat sê my vriende nie? Wat gaan my meer mag en meer aansien in die lewe gee nie? Die vraag is nie meer, wat is die tydsgees nie? Die vraag is ten diepste, wat sê die koning? Laastens, broers en susters, behoort hierdie belydenis ook ons openbare optrede te beïnvloed. Christus se heerskappy is immers nie net geestelik nie, dis baie werklik. As sy koningskap nie in die wêreld rondom ons erken word, in die instellings en in die gemeenskappe waarin ons beweeg nie, dan word ons opgeroep om dit met dieselfde vrymoedigheid en met dieselfde durf as Elia te proklameer. Al beteken dit ons word uitgekruid as 'n beroerder van Israel, 'n moeilikheidmaker. Nie almal het dieselfde vrymoedigheid as Elia nie, nie almal is in dieselfde posisie as Elia nie. Partykeer is jy daar in die leeukuil. Is deel van die koninklike hof, soos Obadja. En Obadja se situasie het dit vir hom baie moeiliker gemaak om so openlik en uitdagend standpunt in te neem. Maar Obadja se optrede was weliswaar minder skouspelagtig as Elia se, maar ook hy het die heerskappy van God erken. Hoekom? Want stil het hy iets gedoen om die koningskap en die heerskappy van Agab en Isebel te verwerp, toe hy die 100 profete gaan wegsteek het, sodat die ware godsdiens in Israel bewaar kon bly. Geliefdes, hoe raak
die belydenis en die erkenning van God se heerskappy en Christus se koningskap jou lewe? Word jy deur die Gees gedring om Christus se koningskap op elke terrein van die lewe uit te roep en dit vrymoedig te erken? Bid jy net dat sy koninkryk moet kom, of is jy aktief besig om dit deur jou optrede uit te brei? Geliefdes, ons is al te bewus dat daar 'n magstryd om die troon woed. Maar ons God het reeds sy mag in Jesus Christus geopenbaar. Ons bely dit. In ons geloofsbelijdenis sê ons wat opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit, nie sal sit nie, sit aan die regterhand van die Vader. Die vyand is verslaan en met sy hemelvaart het hy die troon bestyg. Sy vyande is die voetbank vir sy voete en hy steek sy magtige scepter oor Sion uit. Hy heers te midde van sy vyande. As die Heilige Gees ons oë oopmaak sodat ons hom as koning erken en bely, dan soek ons na elke geleentheid om sy koningskap te proklameer, sodat elke knie kan buig en elke tong kan bely dat Jesus Christus die koning is. Dit is immers waarvoor ons bid, as ons vra, laat u koninkryk kom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons erken en ons bely, U is koning van ons lewens. Jesus Christus sit op die troon, U het die scepter aan hom oorhandig. Hy steek dit uit oor Sion, hy steek dit uit oor die wêreld, hy regeer. Alle mag in die hemel en op die aarde behoort aan hom. Wat 'n troos is dit nie. Here, en hoekom sal ons dan nie met vrymoedigheid en met durf uitgaan en die grense van die koninkryk in die naam van Christus en in die krag van die Gees versit nie? Hoekom sal ons nie uitgaan en elkeen wat U nog nie bely en erken nie, oproep tot bekering, sodat hulle ook die lewende God kan bely en erken nie? Here, gebruik ons, gebruik U kerk. Gebruik ons om in die kringe waarin ons beweeg, by ons werke, tussen ons vriende, tussen ons families, kragtige getuies te wees. Want uiteindelik kom die hele lewe op hierdie keuse neer, vir God of vir Baal. Dis 'n keuse waarmee ons elke liewe mens op hierdie aarde gekonfronteer gaan word, of ons daarvan hou of nie. Gebruik ons as U instrumente, Here. Gebruik hierdie kerk, hierdie gemeente, as U instrument om U koninkryk stukkie vir stukkie op hierdie aarde te laat kom. En vergewe ons, Here, waar ons dikwels op twee gedagtes hinker. Suiwer ons godsdiens. Dankie vir die brandoffer van Jesus Christus wat volledig geoffer is, sodat ons verhouding met U reg kan wees en ons U koningskap kan bely. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, as die koning oor ons lewens regeer, laat ons dan na die koning se wet luister. Soos wat hy dit vir ons in Deuteronomium 5 opgeteken het. Nadat ons na die wet geluister het, gaan ons skuld bely deur Gesang 62, die tweede vers. Ons gaan so bly sit om ons skuld te bely. Ons luister eers na die Here se wet. Dit staan ook bekend as sy troonwet.
omdat dit sy koningskap in ons lewens bevestig. Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, deel daarvan om onder Christus se koningskap te staan en dit te erken, is ook om jou skuld te bely. Dit is om te erken dat jou ongehoorsaamheid 'n uitdaging van sy gesag is. Skuldbelydenis is 'n daad van onderdanigheid. Dit erken ook dat hy die mag het om te vergewe. En wie met hierdie gesindheid na die Vader kom in die naam van Jesus Christus en in die krag van die Gees, kry die wonderlike belofte van Romeine 8 vers 1 wat verklaar, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie,
vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Wie egter in sy sonde volhard en wie die koningskap van Jesus Christus verwerp, sal deur dieselfde lot as die Baal-profete getref word. Liefdes, die Here gee nou vir ons 'n geleentheid. Hy gee vir ons geleentheid om ons geloof te bely, om ons keuse vir God of vir Baal te bevestig. En daarom is dit vir ons wonderlik dat ons aan die hand van die geloofsbelijdenis, 12 artikels, kan sê, ek glo in God, drie-enig. As u vrymoedigheid het, kan u dit vanmôre hardop saam met my bely, andersins in die hart, kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, kom ons brei ons geloofsbelijdenis uit. Ons bely verder, saam met Psalm 48, die 1ste, die 3de, die 4de en die 5de vers. Die Heer is groot, waar Sion stop om wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songlans bewe. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit. Sing vers 1, 3, 4 en 5 en dan bly staan hy vir die uitspreek van die seën.
Laat Sions berg weer klink van vrede. Laat hemelsdogters God vereer, omdat God so wil verbly. Die oordeel wat sy volk bevry. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede en gaan leef onder sy heerskappy. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.